vir jare lank is die boodskap van die leë graf 'n oomblik waar ons regtig fees vier. En dit is my hartseer dat die kerk nie altyd meer die leë graf celebrate nie. Maar ek gaan vir jou 'n paar stellings maak vanoggend en ek gaan direk inspring. Ek gaan vanoggend weer net vir jou teks gee vanoggend. Hulle met die bloed. Ek gaan vir jou teks gee vanoggend oor wat hierdie leë graf vir my en jou beteken. En ek wou vir jou iets anders kom preek en toe besef ek net maar ons wil eintlik dit Jesus preek. Want ek kon vir jou klomp oomblikke gegee het van ek gaan aanvang te praat oor die skaakmat en die kere waar die vyand dink hy het Jesus in 'n hoek gehad, maar ek besef ek die graf het 'n storie. Nou, hoor gou die volgende stelling. Golgotha en die kruis was God se bonatuurlike uitreik na my en jou toe. Besef jy dit? Golgotha en die kruis is God wat vir my en jou sê, ek wil steeds vir jou hê. Onthou het jy 'n girl begin kry en dan het hulle baie keer 'n bietjie gefight, dan wil jy van sê, maar ek gaan nog hê. Die kruis en Golgotha is God wat sê, ek wil jou hê. Ja, niemand excited daaroor nie. Hy sê, ek wil jou hê. Golgotha aan die kruis is God se manier om die vyand en vir die held te sê, jy kan hulle nie meer kry nie, ek het hulle klaar. En ek wil vandag vir jou gou 'n paar goedjies gee oor die graf. Wat beteken die graf vir my en vir jou? Wat beteken die kruis vir my en vir jou? Want ons het baie keer, dit is so gemaak oor Paasfees en Paaseiers en oor die en oor dat en toe ons laasweek toe Lita daai video maak omtrent, dit gaan oor Jesus, is anders as Jesus nie. Ons maak dit baie keer so baie ander dinge as Jesus. Ons maak baie keer dit oor klomp ander goeders en vandag die graf. Ons vier vandag 'n leë graf. Nou normaalweg hou jy nie van 'n leë graf nie. Want 'n leë graf beteken gewoonlik die liggaam is weg en jy het hom daar geberg. Nou imagine toe die vrouens by die graf aankom, Jesus is weg. En ek wil jou gou vra om te blaai saam met my na Romeine 1 vers 4 toe. Romeine 1 vers 4. Ons het 'n paar tekste vandag gou deel. En ek hoop dat ek gaan jou dan gaan ek vir jou iets leer tussen die woordjie gratis en verniet. Ken jy my die verskil tussen gratis en verniet? Hulle sê baie mense gaan vandag gratis skool toe, maar dit is verniet. Dis die verskil. Die leë graf vir my en jou staan as 'n teken dat die woorde van Jesus waar is. Wat hartseer is dat so baie mense buite die kerk nie glo in eers die woorde van Jesus, die woorde van die kerk nie. Romeine 1 vers 4, op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God wat met mag bekleë is. Jy moet verstaan. Paulus hy sê ouens, jy moet weet dat die kruis van Jesus is great gewees. Maar besef jy, sonder die leë graf was ons bosom vandag dood gewees. Elke ander gods of geestelike leier in die wêreld of sogenaamde God het gesterf. Maar net Jesus het opgestaan. Weet jy wat hartseer is? Ek praat met een van die moslems laasweek en hy sê vir my nee, maar hulle glo Jesus is dit plaasvervang die anders te gewees.
Maar ons hartseer, want geskiedenis vertel van ons so baie ander plekke hoe Jesus gesterf het en hoe Jesus opgestaan het. Die feit dat Jesus opgestaan het, hy het gesê, ek gaan die tempel afbreek en in 3 dae weer herbou. Hy het gepraat van die tempel, sy liggaam. En daarom, as hy 'n leenaar was alles te vergeefs geweest. Maar die woord sê, hy as gevolg van sy opstanding is hy geëer as die seun van God. Nie nog 'n profeet nie, maar die seun van God. Hoor gaan we sê Johannes 1 vers 25. Toe Jesus vir ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy. Jy moet weet, dat Jesus se woorde was, as ek gaan doodgaan, gaan ek opstaan, en daarom, dan gaan ek lewe, en daarom, omdat ek in hom glo, het ek ook daardie selfde lewe. Romeine sê, ek is saam met hom begrawe, en daarom saam met hom opgestaan. Die leë graf is vir my nou 'n teken, dat hy terugkom. Ek wou raak aan, ek het vandag besef, ons gaan baie ver gaan met, as ons nou eindtyd gaan praat. Maar jy kan nie in die graf glo, en nie in die wederkoms en die wegraping glo nie. Sorry, ek is 'n pre-trib. Ek glo Jesus kom terug. Hy kom terug vir 'n bruid. Ek glo in 'n wegraping. Ek glo daar gaan 'n verdrukking wees. En jy kan nie glo in die graf en nie glo in sy second coming nie. Hoekom nie? Want toe hy in die graf opstaan, sê die woord, het hy die laken opgevou. Vir my en jou as Afrikaner beteken dit niks nie. Maar as 'n Joodse seun, as jy geëet het aan tafel, het jy 'n waiter na my gehad. En hy het gewag op jou. En as jy het dopgehou. As jy klaar geëet het, het hy van 2 dinge gedoen. Hy het of jou vaddoek, of jou servet, opgevou, en neergesit, of hom opgevrommel. As jy opgevou het, het jy gesê, ek is klaar. Dan mag hy die bord wegvat. Maar as jy hom sou neergooi, opvrommel, as jy opvrommel, dan sê ek is klaar. Maar as jy hom sou opvou, en neersit, dan sê dit, los my bord uit, want ek kom terug. En toe die disippels en Maria die opgevoude lakens sien, toe besef hulle vir hulle 'n boodskap om te sê, ek kom terug. En die woord vertel vir ons, in Tessalonisense 4, dat dieselfde Gees wat Jesus opgewek het, gaan in my en jou lewe, en daai Gees gaan my en jou opvat hemel toe eendag. And we will meet him in the air. Ouens, ek dink dit bestaan nie goed is nie. En daarom moet ek kan lewe. So hy sê, ek kom terug. Maar as jy in die leë graf sê ook dat Jesus het die dood oorwin. Wat sê Hebreërs 2 vers 14? Aangesien die kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Hy het gedoen om deur sy dood die een wat die mag deur die vyand te vernietig. Sien toe hy sterf, het hy gesê maar, dis klaar. En toe hy opstaan, toe sê hy maar, ekskuus, die dood het nie meer 'n houvas op my nie. Want sien, as ek in Jesus is, sien in myne, dieselfde Gees wat hom opgewek het, as hy in my bly, sal ek waar, en ek sal vir ewig lewe. As jy tot bekering kom, sê die woord, kom as Heilige Gees, en hy woon binne jou. En eerstens, gee hy vir jou ewige lewe. Romeine 8 vers 11.
as hulle gees wat vir Jesus opgewek het uit doodheid in jou woon, sal jy vir ewig lewe. So as gevolg van die kruis en die graf is die dood nie meer die laaste sê nie. In Openbaring 1 vers 18 sê volgende: en ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek die sleutels van dodigheid en van die dood. Sien, toe Jesus dood is, het hy afgevaar in die doderyk in en hy die sleutels gaan vat van die dood en doderyk. As gevolg van die kruis en die graf is die dood net vir 'n oomblik. Is nie meer 'n plek nie. Want vir baie jare lank was dit vir die graf en die kruis was die dood die finale plek gewees waar jy gerus het. Rest in peace. Nee? Want sien jy is dood gegaan, hand jou liggaam aan jou gees en jou siel afgegaan na 'n plek in die hel toe, Hades, waar daar nie vuur en goed was nie, maar jy het daar gaan wag. Hades was 'n wagplek gewees en jy kon nie uitkom nie. Daar was jy vir altyd gewees. Maar die woord sê, toe Jesus af en onder toe, het hy al die wat in God geglo het, gaan haal en hy die doodryk die sleutels weggevat en daarom is daai plek nie meer al plek waar hy is nie. Die doodryk of die dood is nie meer dit nie. Daarom kan Paulus sê, maar dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou angel? Want sien, nou is al lewe na die dood. You don't live to die, you die to live. Hoor mooi, jy lewe nie om te sterwe nie, jy sterwe om te lewe, want die hiernamaals het ek ewige lewe, ek lewe in Christus, en my ewigheid begin die oomblik wat ek sterf. Sien, Jesus het die dood oorwin. En hy sê, daarom sê in Johannes 11:25, wie in my glo, sal lewe al sterwe hy. Dit maak nie sin nie, maar as jy in Jesus sterf, you will live. Ek sal aanhou lewe. Wanneer ek lewe, dan waantoe. Iewers skielik is daar 'n paradys. Iewers skielik is daar 'n doodryk in 'n paradys. So die wat in Christus sterf, gaan iewers skielik paradys toe. Nie meer doodryk toe nie, want hulle is saam met Jesus in die paradys. Amen. Right. En daarom sê hy in Johannes 14:19, nog 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Sien, as gevolg van die graf, die leë graf, lewe ek nou as meer as 'n oorwinnaar. En jy moet dit nou verstaan, want sien, 1 Johannes 5 vers 4, in my eie vertaling vinnig, sê, I'm not fighting for victory, but I'm fighting from victory. As gevolg van die leë graf en die leë kruis, hoef ek nie meer te beklei nie, ek is in Christus, daarom is ek meer as oorwinnaar. Wat interessant is, vir enigiemand, wat sê Johannes 1 van 5 vers 4, want elkeen wat kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning is wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Romeine 8:37. Ek is meer as oorwinnaar deur Christus Jesus wat my krag gee. Om te sê ek's meer as oorwinnaar, hoe gaan dit in Engels? Hulle sê it means you overwhelm every enemy, every obstacle, every attack of the enemy with divine superiority. So as ek sê ek's oorwinnaar, dan wen ek dit. Maar as ek meer is, overwhelm ek my vyand. Ek overwhelm.
as gevolg van Jesus en die graf en die kruis. Daarom elke obstakel, elke vyand, elke aanval van die vyand oorweldig ek as gevolg van die goddelike krag binne my. Maar ons lewe nie so nie. Maar sien, as gevolg van die kruis en die leë graf, is ek saam met hom begrawe en opgestaan, en het ek deel as erfgenaam as kind van God. 2 Korintiërs 5:17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ek wil gou 'n demonstrasie doen. Ek sou geleer kelkies. Bring vir my daai Leon of Fiona. Nee, daai glas. Ekskuus. Ek wil gou 'n illustrasie doen. Dankie. Ek moet wegvat. Hy sê in Johannes 14, Here, soos ek in U is en U in my is, so sal ons in hulle wees. Nee, jy sien dit. Daarom sê Christus, as iemand in my is hulle 'n nuwe skepsel. Dis nie apart nie. Dis God in Jesus, Jesus in God en ek in hom. Nou is ek 'n nuwe skepsel. Kan jy my sien? Nee, jy sien eers of Jesus is God. So ek is 'n nuwe skepsel. Ek is in hom niet gemaak. En toe Jesus in Johannes uitroep is volbring, het hy alles wat nodig was vir my en vir jou om in regstaans met die Vader te kan wees. Want Romeine 3 sê volgende: want almal het gesondig. Weet nie gesondig nie, gaan jou sien. Enige nie sondaars in gebou nie? Okay, so almal het gesondig en het nie deel aan die heiligheid van God nie, maar hulle word sonder hulle verdien op grond van sy genade vrygespreek van wie die verlossing deur Jesus Christus. Sien, die woordjie finished is 'n baie interessante woord. Jesus sê dis volbring of dis klaar, dis klaar. Dit beteken tot 'n einde gebring. As ek sê is volbring, beteken daar is niks meer nodig om te doen nie. Is ek reg? Jy moet sit, Jannetjie. Wie Jackie? Sorry julle. Maar ek het so 'n paar jaar terug so 'n foto van 'n kruis gesien, so oplaas so gou. Foto van 'n kruis gesien. En sê die woordjie tetelestai en dwars die woordjie soteria. En al twee woorde is baie ryk in die Grieks. Maar die woordjie tetelestai sê it is over, it is brought to completion, complete. Maar soteria beteken wholeness and completeness. In die Christelike geloof, toe Jesus sê tetelestai, dis volbring. Toe gee hy vir my soteria, heelheid, completeness. Wat dit vir my teken is because he brought to completeness, I cannot live within completeness. Hy het volheid gebring. En daarom lewe ek nou binne dit. Toe hy uitroep, dis volbring, dis klaar, het ek onmiddellik salvation beleef. Sien, salvation is nie net vergifnis van my sonde nie, maar beteken ek is gebring in die dimensie van heelheid
en completeness af. Ek is in soteria, ek is in die completeness van Christus, omdat dit klaar is, lewe ek vanaf 'n plek van volbring, 'n plek van dit is klaar, 'n plek van it is finished. Maar sien, ek lewe van 'n oomblik af waar ek ingesluit is in 'n storie waar Jesus sê, alles wat nodig was, is gedoen as gevolg van die offer aan die kruis. Daarom toe hy uitroep, dis volbring aan die kruis, het hy alles gedoen. En het hy geweet, gaan hy die hele mensdom insluit in daai uitspraak uit van dit is volbring, dit is klaar. Kolossense 3 van 1-2 in 'n sekere vertaling in the Mirror. Ek lees nie baie nie. Maar hoor wat hy sê, pursue with diligence your understanding of what it means to be co-included with Christ. Toe Jesus uitroep, dis volbring, het hy my ingesluit. I became a co-included into the new covenant. Dit beteken nie om my gedrag te verander nie, maar ek moet openbaring kry van wie ek is in Christus. Want baie keer wil ek my gedrag verander. Maar ek moet besef, Romeine 12 vers 2 sê, word hernie deur wat? Deur anders lewe. Nee, deur die vernuwing van jou gedagte. Ek moet besef, ek's in Christus. En in Christus lyk dinge anderste as wat normaalweg gelyk het. Ek moet myself ek moet baie keer mentally kom hervestig. Want die woord sê vir my, in Christus, Efesiërs 2 vers 6, is ek sittend in hemelse plekke saam met hom as gevolg van die kruis en die graf. Ek dink jy verstaan dit nie. Efesiërs 2 vers 6, gaan saam met my. In Christus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood. Jy moet besef, voor jy Jesus ontmoet het, was jy dood gewees in sonde. En toe bekering kom, het hy jou opgewek in hom. En daarom het jou adres verander. Jy het getrek. Ek is nou sittend. Hy sê, ons is saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Ek is baie vir sielkunde. Wie ken skizofrenia? Weet jy wat dit is? Dis mense met multiple personalities, né? Mense wat nou is ek so en dan is ek so. Ek gaan 'n boek skryf. Nee. Christians as schizophrenic. Of otherwise, these Christians are crazy. Weet jy hoekom? Want Christene lewe so. Ek is nou reg met Jesus. Ek is nou by Jesus. Dan is ek weg van hom af. Dan is ek naby hom. Dan is ek ver van hom. Nou hoor hy my. Nou hoor hy my nie meer nie. Nou is ek 'n kind van God. Dan is ek nie 'n kind van God nie. Ek is ver, ek is naby, ek verander heeltyd my gedagtes. Nou hoor hy my. Nou hoor hy my nie. Maar die Bybel sê vir my, ek is in hom en ek sit in hemelse plekke. Ek gaan iets vir jou sê, sit stil. Sit stil. Because you are seated in heavenly places next to Christ, therefore sit still. Hou op om af te klim en terug te gaan na jou adres toe. As gevolg van die kruis, het jou adres verander. Wat is jou adres? Toe ek trek van Kluis af Bethlehem toe, moes ek almal bel, of almal e-posse stuur en sê, ouens, ek het verander. Ek is nie meer in Kluis of nie, ek is nou in Bethlehem. En dan wat gebeur? Dan stuur jy vir jou briefies, waartoe? Bethlehem toe. Kluis op gaan nie meer kry nie. So as jou adres verander het, wat beteken dit? Ek het alles gevat in Klerksdorp, alles. Maar van al die bokse gepak. Nee? Sy my pa en my ma, hulle is baie organised met die goeders. Als genommer 1 tot hoeveel? 145 bokse.
Okay? Met alles. En toe kom 'n lorry, toe tel hy alles op. Nee? Alles. En hy bring die lorry bring alles waartoe? Bethlehem toe. Hoekom? Want ek bly nou in Bethlehem. As jy my gaan soek in klas op, gaan jy my daar kry? Nee. Maar hoekom? Nou sal baie keer sê, ek voel baie ver van Bethlehem af. Sit stil. Ons skat baie keer ons geestelike adres. Ek moet begin leef vanuit verwysing, ek is saam met hom in hemelse plekke. Daarom kan Efesiërs 4:5 sê, want ek is 'n seun met alles in die hemel. As gevolg van Christus. Ek hoef nie nou, ek het alles wat ek nodig het in hom. Daarom kan hy vir my sê, as jy in my glo, kan jy dit doen, en daai doen, en hierdie doen, en daai doen. Want ek is in Christus. Alles wat syne is myne. Alles wie hy is wie ek is. Hy is die geneeser. Hy is. So ek hoef nie te kom en te sê, Here, geneeswenk, as dit u wil is. Nee, dit is sy wil. Here, geneeswenk, in Jesus naam, amen. Ek moet my co-raised, is my woord in Engels, begin verstaan. Ek is saam met hom opgewek. En daai saamopwekking het alles in my verander. Ek kan nie meer die ou persoon wees nie. Paasfees het in my en jou 'n nuwe gesprek geopen. 'n Nuwe gesprek. En daai gesprek sê, jy het 'n nuwe identiteit gekry. Dis is wanneer jy trek van een land in 'n land toe emigreer. Maar verander wat? Jou eie nommer verander, jy geweet. In Amerika kry jy wat? 'n Social Security number. En dis nie jou eie nommer 870619502705 nie. Nee, dit is 'n ander nommertjie. Maar bring hy nommers na Afrika toe, beteken niks nie. Want jy het verander. Ek moet nog iets vir jou sê nie, want ek gaan vir jou sê. Baie mense vlug Amerika toe en hulle skuld hulle in Suid-Afrika. Maar jy is nie gekoppel nie. You've been co-raised with Christ. Pursue with diligence. Pursue with diligence. Hoe sê hy hierso? Your co-inclusion with Christ. Die leë graf en die kruis het gemaak dat ek 'n nuwe skepsel is. En 'n nuwe skepsel het my adres verander. Die nuwe skepsel het gemaak ek meer 'n oorwinnaar is. Die nuwe skepsel het gemaak dat ek in hom is. Dit beteken ek is 'n kind van God. En ek het al baie gesê, in die Joodse kultuur, wanneer jy so aanneem, in ons kultuur baie is, maar in hulle kultuur het net die oudste geërf. Jy weet dit. As ek sou aanneem as 'n Jood, dan erf al die aangenome kinders saam met die eersgeborene. Die ander erf niks. Daarom, wanneer hy sê you've been co-included, you have co-inheritance with Christ, beteken dit jy's erfgenaam, jy erf. Wanneer is 'n erf? Wanneer is 'n testament in werking? Wanneer iemand sterf. En daai erfenis beteken ek erf by God. Omdat Jesus, my broers, ek's aangeneem en ek erf saam met hom. Amen. So ons gaan binnekort begin met 'n reeks paspoort. Ons gaan begin praat oor wat beteken die graf en die kruis vir my en jou as nuwe kind van Christus. My naam het verander. My adres het verander. Wie ek is het verander. I've been co-raised with Christ. En Paasfees het 'n effek gehad op wie ek is. Paasfees het 'n effek op wie jy is. Want alles het verander. Mag jy uitgaan vandag en mag jy weet, die graf is leeg. En omdat hy leeg is
is jy saam met hom opgewek. En as jy opgewek is jy meer as 'n winnaar. Jy's 'n kind van God. You've been included in Christ. 'n Gesprek het verander oor jou. Ek is saam begrawe. Ek gaan vir ewig lewe. Jesus kom terug. En jy moet weet, hy kom terug. Almal worry oor Donald Trump, wat nou Suid-Afrika se pak slaag en die wêreld pak slaag gee. Dis Bybels by the way, het jy geweet? Dit moet gebeur. So ons min daaroor, hopelik, ek kan na my hemel toe gaan. Ek is maar reg. Nie van jou nie. Nee? Ek moet wie sê ek moet terugkom. Ek wil na die hemel toe gaan. Maar daar is seker dinge wat moet gebeur. En ons gaan praat in 'n nuwe gesprek oor wat sê die woord oor die eindtyd. Wat sê die gesprek oor my as kind van God ensovoorts. Maar mag jy besef, Jesus het die dood oorwin. En dood is nie meer vir my en jou finale plek nie. Dis 'n oorgangsfase na my nuwe lewe toe. I don't live to die, I die to live. Kom ons staan vir 'n oomblik. Vader, Here, dankie vir die voorreg. Ons het Here om te besef, ons is kinders van God. Here, in die graf en die kruis het my ingesluit in 'n storie in, Here, van 'n nuwe identiteit in Christus. And I've been co-raised with Christ, and therefore I am more than a conqueror. Here, ek is 'n kind van U Vader, ek is erfgenaam, Here. En dit maak 'n gesprek in my lewe oop. Mag ek uitgaan en mag ek besef, Here, dat ek is U se en U is myne. In Jesus naam. Amen.